Isak seun vir Jakob, Genesis 27 vers 1 tot 46. Het jy ooit gewonder of dit belangrik is om kerk toe te kom? Het jy ooit gewonder of is dit ooit die moeite werd? Wil ons ooit God se seën hê of ontvang ons sy seën? Is dit belangrik om God se seën te ontvang? Vandag gaan ons sien hoe twee boeties, Jakob en Esau, een het dit belangrik geag om God se seën te kry. En die ander een was nie so ernstig daaroor nie. En ons gaan vandag sien wat die gevolge daarvan was. Kom ons bid saam. Ons Vader, baie dankie dat ons die kinders kan wees. Here, help ons om te besef hoe wonderlik dit is om u seën te hê in ons lewens. Baie dankie dat ons die kinders kan wees. Kom help ons om mooi te luister, te groei in die geloof en ook elke dag meer en meer soos Jesus te word. Amen. Vandag se gedeelte kom vir ons uit Genesis. Dis die eerste 5 boeke van die Bybel waarvan hy deel is. Kom ons sê die eerste 5 boeke saam: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Kom ons lees nou die verhaal van Isak seun vir Jakob. Genesis 27 vers 1 tot 46. Voor ons met die verhaal begin, is dit belangrik dat ons net so 'n bietjie terugkyk van wat gebeur het. Julle onthou hoe Abraham vir Isak 'n vrou gaan soek het? Nou, sy vrou van Isak het 2 kinders gehad, Jakob en Esau. Hulle was 2 boeties. Nou, hierdie 2 boeties het elkeen hulle eie geaardheid gehad. Een het baie gehou van jag en die ander een het baie gehou van kos maak en by die huis bly. Nou, Isak het baie meer gehou van Esau, omdat hy vir hom lekker wildsvleis gaan skiet het, en sy vrou het meer gehou van Jakob, want hy het by die huis al gehelp in die dinge in die huis. Nou wat gebeur het, ons praat van eersgeboorte reg. Nou 'n eersgeboorte reg is iets wat die oudste kind gekry het van 'n gesin. Hy het dubbel soveel van sy pa se goed gekry as die ander. En die rede daarvoor was maar dat hy dubbel gekry sodat hy die ander boeties en sissies kon help en dat hy op hierdie manier die leierskap van sy pa kon oorgevat het. Nou in hierdie verhaal moes Esau, die ouer boetie, moes dit gekry het. Maar toe kom sy jonger boetie en hierso in die gedeelte waar ons nou kyk, het hy vir sy ouer boetie gevra toe hy moeg teruggekom het van die veld af. Toe sê hy vir hom: "Jy kan van my lensiesop kry. Ek is besig om lensiesop te maak. Maar dan moet jy jou eersgeboorte reg aan my verkoop." Sy boetie het so min daarvan gedink dat hy toe gesê: "Ja, is reg." En toe vat hy die sop en hy eet dit. So hy het min gedink daarvan om hierdie seën van God te ontvang. En dit kos was vir hom op hierdie stadium belangriker. En daarso het dit toe nou gebeur. Nou die gedeelte wat ons gaan lees van vers 1 af, is waar hierdie storie toe nou verder gaan en Isak toe nou vir Jakob seën in plaas van vir Esau. Toe Isak baie oud en al blind was, het hy sy oudste seun, Esau, geroep en vir hom gesê: "My seun," en Esau het geantwoord: "Hier is ek." Isak het vir hom gesê: "Kyk, ek is al baie oud en ek weet nie wanneer ek gaan sterf nie. Vat nou jou skietgoed, jou pyl en jou boog en gaan veld toe en skiet vir my 'n stukkie wild. Kom maak dit dan vir my lekker gaar soos ek daarvan hou en bring dit vir my dat ek dit kan eet
en jou kan seën voor ek sterf. Rebekka het gehoor wat Isak met sy seun Esau praat en toe Esau veld toe is om te gaan jag, het sy met haar seun Jakob gepraat en vir hom gesê: Luister, ek het gehoor jou pa praat met jou broer Esau. Hy het vir hom gesê: Gaan haal vir my 'n stukkie wild en maak dit vir my lekker gaar dat ek dit kan eet en ek jou dan in die teenwoordigheid van die Here kan seën voor ek sterf. Nou moet jy na my luister, my seun, en doen wat ek jou sê. Gaan na die kleinvee toe en bring vir my 2 vet bokkies. Dan sal ek hulle lekker gaar maak, soos jou pa daarvan hou. Jy moet dit dan vir hom vat, dat hy dit kan eet en jou kan seën voor hy sterf. Toe sê Jakob vir sy ma Rebekka: Maar my broer Esau is harig en ek is glad. Miskien sal pa aan my voel en dan dink ek skeer die gek met hom. En so sal ek 'n vervloeking oor my bring en nie 'n seën nie. Sy ma het vir hom gesê: As daar 'n vervloeking is, sal dit oor my kom, my seun. Luister jy net na my en loop vang die bokkies vir my. Hy het die bokkies gaan vang en vir sy ma gebring, en sy het hulle lekker voorberei, soos sy pa daarvan hou. Toe vat Rebekka haar oudste seun Esau se beste klere wat sy by haar in die huis gehad het, en trek dit vir haar jongste seun Jakob aan. Sy het die bokvelletjies om sy hande en om sy kaal nek vasgemaak, en die lekkerny en die kos wat sy voorberei het, vir Jakob gegee. Sy het toe na sy pa toe ingegaan en gesê: Pa, toe sê hy: Ja, watter seun is jy? Jakob het sy pa geantwoord: Ek is Esau, pa se oudste seun. Ek het gedoen wat pa gesê het. Kom sit nou regop en eet my wildsvleis, sodat pa my dan kan seën. Maar Isak het vir hom gevra: Hoe het jy dan die wild so gou gekry, my seun? En Jakob het geantwoord: Die Here, u God, het my dit laat raakloop. Toe sê Isak vir Jakob: Kom nader, dat ek aan jou kan voel, my seun, of jy my seun Esau is of nie. Jakob het nader gegaan en sy pa Isak toe, en toe hy aan hom voel, sê hy: Die stem, dis Jakob se stem, maar die hande, dis Esau se hande. Isak het nie vir Jakob herken nie, want sy hande was harig, soos sy broer Esau se. Isak het toe vir Jakob geseën. Isak het vir hom gesê: Jy is tog my seun Esau. En Jakob het gesê: Ek is. Toe sê Isak: Gee die wild aan, dat ek daarvan kan eet, my seun, en jou dan kan seën. Hy het vir hom aangegee en Isak het geëet. En Jakob het vir hom wyn gebring en hy het dit gedrink. Isak het vir hom gesê: Kom nader en soen my, my seun. Hy het nader gekom en hom gesoen. En toe hy die reuk kry van die klere wat Jakob aan het, het Isak hom geseën en gesê: Kyk, die reuk van my seun is soos veld se reuk, die veld wat deur die Here geseën is. God gee aan jou dou uit die hemel, die rykdom van die aarde, koring en wyn in oorvloed. Volke sal jou dien, nasies sal voor jou buig, oor jou familie sal jy heers. Jou broer sal voor jou buig. Wie 'n vervloeking oor jou uitspreek, sal self vervloek wees. Wie jou seën, sal geseën wees. Toe Isak Jakob klaar geseën het, en hy nog skaars by sy pa Isak uit was, kom sy broer Esau terug van die jag af. Ook hy het 'n lekker ete voorberei en dit vir sy pa gevat. Esau het vir sy pa gesê:
Sit regop, pa, en eet pa se seun se wildsvleis, sodat pa my dan kan seën. Toe vra sy pa Isak, wie is jy? En hy antwoord, pa se seun Esau, pa se oudste. Isak was baie ontsteld en hy het gevra, maar wie het dan wild geskiet en vir my gebring? Ek het daarvan geëet en net voor jy gekom het ek hom geseën en hy sal geseën bly. Toe Esau hoor dat sy pa sê, het hy hard en bitter begin skree en by sy pa gepleit. Pa, seën my tog ook. Maar Isak sê vir hom, jou broer het my kom bedrieg en toe het hy jou seun gevat. Esau het geantwoord, hy word tereg Jakob genoem. Hy het my nou al 2 keer bedrieg. Hy het my reg as eersgeborene gevat en nou het hy my seun gevat. Toe vra Esau, het pa nie nog 'n seun vir my ook nie? Isak het vir hom gesê, ek het hom al reeds aangestel om oor jou te heers en ek het sy hele familie oor hom as onderdane gegee. Ek het hom van koring en wyn voorsien. Daar is niks wat ek vir jou kan doen nie, my seun. Esau het toe sy pa gesê, pa, het pa dan net een seun? Seën my tog ook, pa. Toe Esau daarna begin huil, sê sy pa Isak vir hom, jou woonplek sal ver van die aarde se rykdom wees, en ook ver van jou dou uit die hemel af. Jy sal van oorlog leef, en jy sal jou broer dien, maar as jy jou kans afwag, sal jy sy juk van jou nek afgooi. Esau het vir Jakob gehaat oor die seun wat sy pa aan hom gegee het, en Esau het by homself gesê, my pa se dood is nie meer ver nie, dan maak ek my broer Jakob dood. Daar is aan Rebekka vertel wat haar oudste seun gesê het. Sy het toe haar jongste seun Jakob laat roep en vir hom gesê, pas op, jou broer Esau is op jou wraak uit, hy wil jou vermoor. Luister my seun, vlug Haran toe, na my broer Laban toe, en bly 'n ruk by hom tot jou broer se woede oor is. As sy by oor jou gesak het, en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het, sal ek stuur en jou daar vandaan laat haal. Waarom moet ek julle 2 op een dag verloor? Rebekka het vir Isak gesê, ek is nou siek en sat vir hierdie Hittitiese vrouens van Esau. As Jakob ook met 'n Hittitiese meisie trou, met meisies soos hulle uit hierdie land, kan ek net sowel sterf. Toe roep Isak vir Jakob en neem van hom afskeid en sê vir hom, jy mag nie met 'n Kanaanitiese meisie trou nie. Gaan na Padan Aram toe, na die huis van jou ma se pa Beteel toe, en trou met 'n dogter van jou oom Laban. God die Almagtige sal jou seën. Hy sal jou vrugbaar maak en jou 'n groot nageslag gee. Jy sal 'n baie groot volk word. Hy sal jou die seën laat toekom wat hy aan Abraham gegee het. Jy en jou nageslag sal die land waarin jy woon as besitting ontvang, die land wat God aan Abraham gegee het. So het Isak toe vir Jakob weggestuur en hy is na Padan Aram toe, tot by die Arameer Beteel se seun Laban, broer van Rebekka, die ma van Jakob en Esau. As ons die Bybel verder lees, kan ons sien dat hierdie beloftes wat die Here gemaak het, waar geword het. Ons lees verder van Jakob se nageslag wat die beloofde land ontvang het, en vandag kan ons sien dat Jesus uit die nageslag van Jakob kom, en dat Christendom, mense wat Jesus volg, oor die hele wêreld versprei het. So ons sien hoe hierdie beloftes waar geword het.
Ons memoriseervers is Sagaria 8 vers 16 tot 17. Wat julle moet doen is dit: praat die waarheid met mekaar. Laat die waarheid en die reg geld in julle regspraak, sodat daar vrede onder julle kan wees. Moenie bose planne teen mekaar bedink nie. Moenie vals ede bly aflê nie. Ek haat sulke dinge, sê die Here. Kom ons sê dit weer saam. Sagaria 8 vers 16 tot 17. Wat julle moet doen is dit: praat die waarheid met mekaar. Laat die waarheid en die reg geld in julle regspraak, sodat daar vrede onder julle kan wees. Moenie bose planne teen mekaar bedink nie. Moenie vals ede bly aflê nie. Ek haat sulke dinge, sê die Here. Wat het ons alles geleer uit vandag se gedeelte? Eerstens het ons gesien dit wat vroeër gebeur het. Jakob wat die eersgebore reg gevat het by Esau vroeër het gebeur. Esau het sy eersgebore reg verkoop deur die lensiesop te eet, en toe kon ons sien dat dit toe nou later gebeur het. Jakob was die een wat alles sou doen om die eersgeboorte reg te ontvang. Hy het besef, die seun van die Here is waardevol. Dit is baie belangrik. Esau het dit afgemaak. Hy het nie gedink is so belangrik nie. Hy het gedink die seun van die Here is nie so belangrik nie. Hy was gelukkig met sy lewe en hy het gedink dis nie so erg nie, om dit te verloor nie. Maar toe hy dit nou eers verloor, toe was dit te laat vir hom. En soms leer die Bybel ons ook dat ons moenie uitstel nie. Ons moenie te min dink van die Here se seën nie. Vir baie mense gaan dit te laat wees. Ons moet werklik besef om die seën van die Here te ontvang is baie waardevol. In die res van die Bybel lees ons van nou af alles van Jakob se nageslag en amper nooit meer van Esau se nie. Esau se nageslag, sy kinders en goed het maar weggeraak. Maar Jakob se lees ons hoe dit net verder en verder versprei het en tot vandag toe het Jesus uit sy nageslag gekom en ons lees tot vandag toe nog daarvan. Nou wat ons ook gesien het, is dat Jakob verkeerde metodes gebruik het. Nee, hy het gejok en hy het bedrieg. Nou, as ons die res van die Bybel lees, dan moet ons nie dink die Here het dit nie gestraf nie. As ons lees hoe Abraham dan nou na Laban toe gegaan het, is hy ook bedrieg. Dit het dieselfde met hom gebeur. Hy is bedrieg, eers moes hy 7 jaar werk vir sy eerste vrou, toe bedrieg sy oom hom deur nie sy vrou te gee nie, toe moes hy nog 7 jaar werk vir 'n ander vrou, so toe sy bedrieg, hy's bedrieg in die diere wat hy bymekaar gemaak het. So, die Here het hom nie gelos nie, maar Jakob het sy les geleer. Maar ons kan ook die Here se genade sien, hoe genadig hy was aan Jakob, dat al het hy die verkeerde metode gebruik, was dit sy begeerte om God se seën in sy lewe te ontvang. Daarvoor word hy beloon dat ons die res van die Bybel amper gaan oor sy nageslag. Ons sien ook in hierdie direkte gedeelte dat die verkeerde metode wat Jakob gebruik het, dat dit beteken het dat hy sy gesin moes verlaat het. Hy moes gevlug het. Nee, so ons kan sien dat die Here hom nie net sonder 'n straf laat verbykom nie, maar die Here het begin werk in Jakob en hom heilig en heilig gemaak, dat hy nie meer sulke dinge gedoen het soos wat hy ouer geword het nie. Maar ons het ook gesien dat Esau, wat dit nie so belangrik geag het nie, wel dit verloor het. Ons het ook gesien tussen hierdie twee boeties. Een het dit belangrik geag, ander een nie. En een wat dit belangrik geag het, het dit ontvang, en die een wat dit nie belangrik geag het nie, het dit verloor. Nou so kom ons baie keer in die kerk. Nee, ons sit in die kerk, dat ons begeer dat ons die seën van die Here sal ontvang. Nee, en baie keer sien ons nie dadelik die resultate nie. Nee, ons sien nie dadelik die seën van die Here soos Jakob nie. Jakob
het direk nadat dit gebeur het dit eintlik baie sleg met hom gegaan vir baie lank, maar ons kan sien in die res van die Bybel hoe dit Jakob se nageslag is wat die Here gebruik het. Baie keer as ons in die kerk sit, dan weet ons nie altyd dadelik, sien ons nie dadelik die Here se seën raak nie. Maar deur die geloof sien ons dit, en ons moet dit begeer, soos Jakob, en ons moet dit nie afmaak soos Esau, asof dit nie 'n belangrike ding is nie. Ons moet aanhou bid, en aanhou Jesus volg, en weet, om soos Jesus te leef, is wat my lewe waarlik seën, en om beter te leer ken, en in 'n verhouding met hom te staan. Kom ons bid saam. Ons Vader, baie dankie dat U ons seën. Help ons om, soos Jakob, raak te sien hoe belangrik dit is om U seën te ontvang. Dat ons dit nie sal afmaak soos Esau, asof dit nie 'n belangrike ding is nie. Kom seën ons deur U beter te leer ken, deur ons te gebruik in die koninkryk. Kom help ons om elke dag al hoe meer heilig te maak, om vorm ons soos wat U met Jakob gewerk het. En Liewe Heer, dankie dat ons U kinders kan wees. Vergewe ons sondes en lei ons nie in versoeking nie, maar los ons van die bose. Amen. En onthou, God se seën is beter as enigiets anders.